Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou Potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. My gas vandag in die ateljee is die legendariese akteur en Suid-Afrikaanse skat, Arnold Vosloo. As jy nie weet wie hy is nie, vermoed ek jy is nie regtig Afrikaans, Suid-Afrikaans of selfs bewus van die internet nie. Arnold het vir die afgelope 33 jaar in die FSA gebly en Hollywood aan die praat gehad met treffers soos The Mummy en Blood Diamond. Gelukkig vir ons is sy plan om elke jaar vir 'n paar maande te kom draai in Suid-Afrika om aan verkieslik Afrikaanse projekte te werk, sê hy. Ons gesels oor sy grootwordjare, sy filmloopbaan, sy lewe in Amerika en sy nuutste drama Plan B, wat geïnspireer is deur boekkarakters van Dion Meyer. Julle gaan hierdie ouetjie geniet. Arnold, welkom. Dit is so groot voorreg. Ek sê dit nie heuning om die mond te smeer nie, maar weet ek speel hierdie podcast game nou al vir 7 jaar. En ek sê vir my pelle en almal, ek kan nie onthou dat ek al so excited was om met 'n ou te gesels nie. So verskriklik dankie dat jy is. Dit is 'n groot voorreg. Fantasties, baie dankie Jacques, ek's bevoorreg om hier te wees. Ja. Maar jy sê net so vinnig, jy was baie behalwe nou vir Ludik, en ons gaan later 'n bietjie vir Ludik unpack. Jy was baie lanklaas in hierdie kant. Ja, nee, baie. Ek's 30 jaar terug hier weg, en 4 jaar terug het ek spesifiek gekom om Griquastad te doen. Yes. Ek's gevra om terug te kom om Griquastad te doen. En dis toe nou die eerste keer wat ek hier werk in Suid-Afrika in 'n lang ruk, en toe daarna het ek net gesê, that's it, ek wil dit doen eenmal 'n jaar, dis die plan, jy weet, dis die droom, en van toe af werk het nog so ver uit, COVID was nou daar, maar intussen het ek teruggekom en Sylvan Siege gedoen, vir Mandla Dube en toe Ludik, yes. En ek het nou net klaargemaak aan my eerste kyknetreeks. Dis wat jy in die Kaap, nee? In die Kaap, ja, ek dink die naam van Plan B. So ver werk die plan nog uit, die A-plan, which is om elke jaar hier so te kom werk vir 3-4 maande, en spesifiek in Afrikaans, en dan is die tweede keuse, as ek nie kan Afrikaans praat nie, sal ek Engels praat. As jy geforseer word. Solank ek as Suid-Afrikaner is. Yes, ek wil nie 'n Rus of 'n Pool of Duitser of iets wees ja. Nie. Ek sal 'n boer speel wat Engels praat. As hy. Maar daai is vir my, so ek sê, ek vir jou genoem met ons wat, so ek sê 14 jaar in die buiteland was, en ek het hierdie honger vir my mense, my taal, my kultuur, het net te erg geraak. So ek weet hoe jy voel. Wat het daai tipping point veroorsaak? Waar het jy gekom waar jy sê, luister, ek het nou nodig om elke jaar, ek wil sê swalkie te speel. Yes. Kyk, ek is gebaseer in Los Angeles, in Santa Monica, en werk word gewoonlik gehuur daar deur Hollywood, en dan gaan skiet jy enige plek in die wêreld. Jy werk eintlik baie min in Hollywood self, jy word daar gehuur, maar dan gaan skiet jy in Canada. Ek sê soos HQ, movie ja, HQ. Ja, want dit is goedkoper, dit is net eenvoudig goedkoper, dit is 30% duurder om in Los Angeles te skiet as enige ander plek. Pragtig. Ja, en ek het lekker daar gebly deur al die jare, en lekker gewerk en so aan, in my ding daar gedoen, maar omtrent 6-7 jaar terug, toe ek hier op vakansie toe kom, sien ek my ma en suster, en toe praat ek en Nadia, my suster, toe sê sy, weet, wat wil ek nou nog doen, en wat is daar enig iets spesifieks wat sy mee kan help om aan hierdie kant aan die gang te kry, as iets is wat ek hier wil doen, soos 'n toneelstuk of wat ook al. En toe sê ek van, man, ek wil eintlik net in Afrikaans werk, so 2-3 maande 'n jaar, vir die res van my lewe. Ek gee nie meer om as ek ooit weer 'n Hollywood movie doen. Ja. Toe sê sy, nee man, is jy ernstig? So sê ek, ja. En sy sê, alright, well, kom ons bemagtig dit. Ja. En toe organise sy vir my onderhoud, ek dink dit was in Sari tydskrif gewees, waarin ek spesifiek sê, weet, ek wil graag terugkom Suid-Afrika toe en werk in Afrikaans.
Dit was toe jy amptelike afkondiging. Ja, maar dit was soort van die masterplan, want sy is 'n ou reklamepersoon, sy ken tydskrifte en so, en sy will spread the word, jy weet. Want toe ken ek nou nie meer baie mense nog van die bedryf hierso. Ja. En lo and behold, Tim Teron van Scene 23 lees toe daai artikel of iemand gee dit vir hom en hulle wou net op daai stadium begin cast het vir Griquastad, die film. En hulle besluit toe om my die rol te offer en toe lees ek die skrip en wonderlik gewees en Tertius Kap teks en toe sê ek onmiddellik ja en 2-3 maande later toe sê ek hier. En toe werk ek in Afrikaans daar in Hopefield in die Kaap en het was 'n amazing ondervinding en natuurlik het die film aangegaan om die SAFTA te wen vir beste film wat 'n amazing ding is want jy weet die SAFTA's is nie dis nie 'n Afrikaanse toekenning nie, dis 'n Suid-Afrikaanse South African Film and Television Awards. So almal stem vir die beste film. Die hele panel stem vir die beste film en daar's maar 'n minderheid Afrikaans sprekendes op daai panel. En wragtig toe wen hierdie klein filmpie van ons die SAFTA vir best feature. Maar het daaroor gegaan vir my nie. Die feit dit was net so. Dit was 'n bonus. Dit was 'n bonus om te kan terugkom en om nou met die klein filmpie wat almal uitstof. Dit was nice geweest want ek is competitive. Maar die ondervinding om saam met Joshua Malherbe die regisseur en Kobus van der Berg en Tim wat die ding vervaardig het saam met Dion Meyer want Dion hulle Scene 23 die regte gekoop van die boek Griquastad en Tertius toe die skrip geskryf, maar die hele ondervinding, net daai 5 weke om daar te skiet, jy weet, en dis nie Hollywood nie, daar's nie 'n karavaan nie, daar's nie 40 mense wat na jou kyk nie, jy sit daar op 'n stoel onder 'n boom en jy weet is jou ego gechallenged of is net omdat jy is net vir jou lekker om 'n bietjie ek wil sê in die bos te sit. Ja, wel dis hoe ek begin het. Ek onthou toe ons die Boetie movies gemaak het, die eerste keer toe ek saam met Regard, die tweede keer toe ek saam met Regard gewerk het aan Boetie gaan Border toe. Ek onthou die 3de of die 4de dag op stel, het ek gesê, jy sien, weet, ou staan die hele dag hier op jou bene, ek gaan môre my eie kampstoel bring. So, en hierdie Griquastad was dieselfde ding geweest, daar was nie eens 'n stoel om op te sit. So oud jou eie stoel gebring en ek het maar daar in die kar gaan sit en woorde leen onder 'n boom. Maar net die ondervinding om iets te bou saam met mede-Suid-Afrikaners was 'n amazing ondervinding geweest en toe sê ek vir Nadia, my suster, that's it. Ek van nou af elke jaar soek ek 'n ding. Ek wil terugkom Suid-Afrika toe en ek wil werk spesifiek in Afrikaans en die tweede keer sal wees so Silverton Siege wat ek 'n Engels sprekende Suid-Afrikaner speel. So, and so far so good. Ons het Ludik gedoen laas jaar en nou het ek net plan B gerap. So, hopelik is as 2 goed volgende jaar en ons weet nog nie wanneer nie, maar dit gaan gebeur. So ver werk die plan nog uit. Ek sê van daai lucky ouens, 'n ou soort van my hele lewe nog visualize ek 'n ding en sê ek wil daai ding aanpak en daai ding doen en dan gebeur dit. So far so good. Maar kom ons trek daai terug en daai is so 'n belangrike punt. Net so 'n side note. Dit is vir my en ek hoop jy beskou dit as 'n kompliment. Kyk, jy het nou oor die jare is jy nou altyd dan die bad guy, maar wat vir myself so Silverton Siege. Yes, jy lyk soos 'n regte SAPS-beeder. Jy weet 'n polisieman, jy trek dit, jy pull it off, nee. Ja, nee. Hoe voel jy daaroor dat jy Ek weet nie, dis 'n weird ding. Ek kan dit nie beskryf nie. Jy weet as jy die teks kry dan lees jy dit en jy dink, okay, ek kan dit so doen en of ek kan dit miskien so doen en ek wil so lyk, jy weet ek wil my hare moet so wees of dat of jy verloor of tel bietjie gewig op. Wat ook al jy dink reg is. Maar jy weet eintlik nie, daar's 'n soort van voodoo wat gebeur en dan skielik net as jy daar kom en daai kamera rol en hulle sê aksie en dan gebeur daar een of ander magic ding wat 'n soort van jy, Arnold Vosloo die persoon en daai kaptein Langerman wat jy nou speel, daar gebeur een of ander ding en dan smelt die twee saam en dis nie jy nie en dis nie hy nie, dis 'n nuwe ding. Yes. En dit word vasgevang op film en partykeer werk dit en partykeer werk dit nie. Ja, ek moet sê ek het dis regtig, dit is 'n ding wat en ek dink dit is tog wat 'n goeie akteur is. Jy soos jy sê daai wêrelde moet merge en
Maar ja, soos die Engelsman sê, you pull it off. Ek moet bieg. Dit is nogal vir my, want ek kyk so half krities ook daarna. Jy weet, so half, ek kan nou hoor, ja. Maar anyway. Ja. Kom ons gaan terug na die begin toe. So jy het nou, die Alberton storie het nie daar begin nie. Kyk, ek weet nou jou ouers, so maar pak 'n bietjie uit in terme van een interessante ding wat ek opgetel het van wat, behalwe dat jou ouers en ek wil sê, die akteurs, en ons kan 'n bietjie in detail, was hierdie, ek dink dan 'n travelling salesman, in hierdie geval was 'n travelling movie house, wil ek amper sê, nee, het nou dorp. So, maar waar het alles begin? Vertel ons, waar is jy gebore, hoe het jy in Alberton opgeëindig? Ek weet jy het in Pretoria geswat, so ons gaan terug na die begin toe. Jong, my pa en ma was toneelspelers in daai dae. Daar was nie eintlik 'n filmbedryf nie, so dit letterlik op die verhoog gewerk en dis nou so trucks en daai wat hulle nou back ja, nog voor truk. Ja, was Johan Nel geselskap was die een groep en kyk, daar was nie televisie in die land nie. So daar was El Debo was 'n ander groep wat hulle saam mee gewerk het en hulle het letterlik gegaan Frederik Burgers, nee, wat daai Usual Suspects was. Ja, hulle het gegaan van klein dorpie na klein dorpie. Dan sit iemand die posters op en sê oor 2 weke kom die Johan Nel geselskap of El Debo en sy groep kom en hulle doen hierdie toneelstuk in geknakte riete of wat ook al die ding se naam was en mense koop kaartjies en dan kom die toneelgroep daar aan en sit hulle scenery en goed op en speel daar vir 2 aande in hierdie klein dorpies. En my pa en ma het mekaar daar ontmoet en verlief geraak en getrou en toe is my suster gebore. Waar het hulle vandaan gekom? My ma het van die Jamestown area afgekom. Sy is 'n Foster, nie 'n Vosloo nie. Okay. En sy het van die Jamestown area afgekom en my pa hulle klomp het van die Craddock area afgekom. Okay. En maar hy was die oorspronklike toneelspeler en hy het daar gesien eendag sy na familie. Die Foster familie was by 'n toneelstuk en ek het nog steeds die kaartjie, reklamekaartjie, want toe skryf hy vir haar, toe sien hy haar agter die gordyne uitgekyk op die verhoog, wie's in die audience vanaand, en toe sien hy hierdie mooi rooikop vrou, en toe skryf hy vir haar nota, elke aand speel ek vir iemand, en vanaand speel ek vir jou. Okay. Jy weet, hi, Dion Vosloo, sy naam. En anyway, toe kry sy die nota, en sy herken nog nou, sy sê, sy het gedink hy was, verspot en simpel, en haar hele familie het gedink hy is hierdie simpel akteur, maar hy het haar aanhou pursue, en 'n paar maande later het hy haar weer gesien op 'n klein dorpie ergens, wat sy weer 'n stuk om kyk het, en toe het hulle ontmoet, en toe die romanse gegroei en getrou en eventually is my suster Nadia gebore en sy is so 5 jaar ouer as ek. Okay. En toe ek nou daar aankom, toe sê hulle, okay, dis nou bietjie wild om so te toer deur die land met die kinders, want ons moet nou skole kies en sulke dinge. En toe koop my pa klomp projektors en begin toer met films. Want op daai so dit was nou sy segue, dis nou sy nuwe besigheid. So nou, hy gaan nou nog steeds aanhou toer, want hy ken daai wêreld, en die karavaan wêreld, en reklame maak, en kaartjies verkoop by 'n plek, maar in steede van 'n verhoogstuk nou, gaan hulle films wys, en toe ouens al klaar op daai stadium begin films maak, soos Yami Ace, en ek kan nou nie onthou nie, daar was ek onthou van die films, daar was 'n soort van 'n jagter wat films gemaak het van die bos en van bokke skiet en sulke goed. So dit was soort van die voorskou, so ek nou sê, hierdie ou gaan skiet nou, weet 'n eland. Ons eie David Attenborough, David. Exactly. Ja, except hulle skiet die goed dood. Ja, almal cheer. Jy weet, en dan wys hulle nou die film op hierdie klein dorpie en so aan, en so dit het aangegaan vir 'n ruk, maar toe sê hulle nie, okay, they've got to settle down, want ons bly in karavane en hierdie kinders moet skool toe gaan. En toe aanvaar my pa die pos in Uitenaag, by 'n inryteater. Ja, good old drive-in theater in Uitenaag, in Dispatch. En net so buitekant Port Elizabeth. Volkswagen wêreld. Ja, en dit was my eerste memories wat ek goeders kan onthou. Ek onthou die projectionist se naam was Jockey, en hy het my kom haal in die aand as ek klaar gebad het en my pyjamas aan het, en dan het ek 'n gown aan, dan het ek my dummy, en ons het 2 sulke spaniels gehad.
swart en 'n rooi spaniel, dan laai ons, ek en die 2 honde in die DKW, en dan gaan stop ons regs langs die projection booth op die Inry Theater, en ons het ook gebly op die perseel. Die huis was reg langs die cafeteria. Ja. En dan gaan sit ek daar en dan kyk ek die movie, maandag aand, dinsdag aand, woensdag aand, en dan donderdag en vrydag, dan sit nou 'n ander movie, en dan saterdag aan sit 2 movies. Dis reg. Vrydag en saterdag aan sit 2 films wat nou wys, en Sondag, maar dit was my eerste memories gewees, is om daar te sit in die DKW en die movies te kyk, en dan die volgende dag, dan ry ek nou fiets oor daai hobbels in die drive-in, en dan act ek nou uit wat ek die vorige aand gesien het, of ek nou 'n fireman was, of 'n cowboy, of wat ook al, en so seker daar is ook 'n saad geplant, maar definitief my ma en pa, wat altyd gepraat het by die eettafel van die toerdae of so aan, of van hulle ou vriende wat kom kuier het, en ek het net van die begin af, ek het nie eers gedink, gaan 'n ander beroep wees nie, ek het net van begin af geweet, ek gaan 'n akteur wees, I'm gonna be an actor, en ek gaan in die filmwêreld wees, en that's that, en in fact, ek onthou, ek het 'n moerse fight met my ma gehad, in standaard 7, want ek wou toe al uit die skool uitgaan, ek sê, ek kan nou lees en skryf, en ek wil nou gaan werk, jy weet wat jy wil doen, ek is nou reg om te gaan werk, sê dan, nee, jy moet matriek maak, en toe suffer ek maar die laaste paar jare, en maak toe matriek klaar, en toe gaan ek na die Technikon in Pretoria, want hulle het 'n goeie program gehad op daai stadium. Wanneer het julle toe na Alberton toe getrek? Wanneer Alberton toe, toe ons weg by die drive-in na 'n paar jaar, ek kan nie onthou hoe oud ek was nie, maar ek weet my pa het gewerk, en ons het uitgewerk in Brits, ons het daar gebly vir 'n paar jaar, 3 of 4 jaar in Brits, en toe is ons Alberton toe, het een of ander geleentheid daar gekry, en familie van ons was ook daar, my ma se broer was daar, en toe is ons soontoe, en toe het hulle al 2 dae gewerk in Alberton in Johannesburg, en ek en Nadia het skool gegaan op Alberton hoor, ja. Okay. Ja. Sure. So daai wêreld, ek het vir jou genoem net, ek dink nou net aan projektors, voor die video, ek dink Sony het die eerste frontloader, gelaunch daai, ek praat of anyone, maar wat nou altyd gebeur het Kersfees, en dank die vader, my oom het te swem, wat so my ma se Soutie kant, haar broer, oom Glenn hulle, het al die jare was haar in Bracken Downs. As a matter of fact, daar was 'n nuwe Afrikaanse laerskool gebou, net oor kan die strand. Ons kon nie altyd die R59 gesien het so op afstand, maar in elk geval speel daar in die tunnels en in die gras. Maar anyway, dan is ons Kersfees, kom die familie, want dit is nou die sentraalste punt, kom ons by mekaar by oom Glenn hulle, en is nou moerse party daar, maar dan het hulle die projektors, dan kyk ons Bud Spencer movies. Exact. En ek onthou altyd, daar was Bud Spencer movies, chocolates, en die koue swembad, en wat lemoen. En dit is my Alberton, van my gunsteling herinneringe. Elke Sondag, in fact, het ons, dit was soos 'n videoshop in daai dae, maar dit was 'n plek wat 'n projektor verhuur het, 'n 16mm projektor, en jy het hom gehuur, en dan huur jy wat ook al se films jy wou gehuur het. Ek onthou daar was soos 'n 1 uur short. Dis alles goed wat op televisie gewys het in Amerika, of veral Engeland, maar ek dink die ding se naam was The Persuaders. Ja. Met Roger Moore en Tony Curtis. Ja, ek onthou dit. En Curtis het 'n Ferrari, of 'n Jag, jy wil dit met 'n Jag en 'n Ferrari, ek onthou die, ja. Yes, it was called The Persuaders, en jy kan dit gaan sien op YouTube, en dit was soort van jy het 1 of 2 van hulle gekry, dit was jou soort van kort program, of kort film, en dan het jy 'n movie gehuur, of dit nou 'n Bud Spencer ding was, of 'n Clint Eastwood western, of wat ook al, en dan sit jy daai spoele op die projector, en jy wys dit teen 'n wit muur, of jy hang 'n laken, of wat, maar dit was Sondagmiddag, Alberton, elke Sondag, dit was dit, en so, maar ek onthou Brackenhurst, en Brackenhurst was veral Engels op daai stadium, soos jy sê, en ons wou altyd die Engelsmanne gaan moere, want ons was allemaal Alberton hoor. So, kijk, hy was maar 'n universele landswye fenomena, dat die Engelsman moet gemoer word. Ja, nee, hy moet, Engels moet hy gemoer word. So toe nou Pretoria Technikon, so wat het jy toe nou, of hoe daai toe nou, jy het nou matriek
gekry. So hoe het jy nou op 'n punt gekom waar jy sê okay, ek sien nou kans om nog 'n bietjie te gaan? Nee, toe wil ek nou gaan audisies doen vir plekke soos Truk en sulke plekke om my te aanvaar, maar niemand wou gehad het of wou my gesien het of om even om audisie te doen. Hulle sê nee, jy's te jonk, jy's 18 jaar, jy's 17 jaar oud, jy's nou uit die skool uit. Waar het jy studeer? Nee, ek het nie studeer. Ek het nog nooit acting studeer nie. Nee, jy moet eers iets gaan studeer voor ons jou kan hier. Kan jy glo? Of jy 'n agent kan kry of iets. En toe sê ek altyd ek sal Pretoria Technikon try. Toe gaan ek soontoe en ek het gelaast, ek kan nou nie presies onthou nie, maar kom ons sê ek het gelaast 7-8 maande. Is dit? As 'n eerste Toe jy nou genoeg gehad. Ja, toe sê ek okay, baie goeie program en dit was lekker en nice mense ontmoet, onder andere Elsabie Zietsman. Ja. Toe sê ek nee, ek is nou klaar. Ek het nou genoeg gestudeer hierso. Ek wil nou gaan audisie doen. En toe gaan doen ek audisie vir Truk. Ja. Toe sê ek is 'n student by die Technikon en toe aanvaar hulle. Ja, jy studeer mos. Ja, jy het nou daai bob, dis die waarheid, ja. Legitimate drama student en toe gaan doen ek 'n audisie en toe aanvaar hulle my. Okay. En toe kry ek onmiddellik 'n job en toe gaan ek nie weer terug Technikon nie. Toe werk ek vir Truk vir 'n jaar. Dit was so 'n toerende ding, ja. Nee, dit was die ja, was hoe die game gewerk het daai tyd. Dis ja, jy het skoolsetwerke gedoen. Wat ook al die boeke was wat die ouens gelees het op skool, het jy soort van 'n kort drama ding gaan doen. Hoekom was dit so? Ek weet nie hoekom dit so was nie. Ek weet nie wat die simboses was dat ons dit nou moet nou of is dit dan maar deel van die jy gaan slow hanging fruit wil ek amper sê. Ja, jy ken die stories so hulle gaan nou seker wil kyk. Ja, kom ons gaan doen 'n visual soort van presentation van hierdie ding wat jy lees, jy weet. En of dit nou Shakespeare was in Engels of in Afrikaans. En toe gaan doen ons dit by skole reg oor die land en dit was great. Dit was ek was 18, was 19 jaar oud. It was a great experience. Wie van die, ek wil sê van, jy het nou vir Elsabie Zietsman genoem, was daar ouens wat in daai tyd wat bekend, wat ek wil sê daai wêreld? Ja, iemand ongelukkig is Graham nou dood, maar hy is so jaar of 2 terug dood. Hy akteer met die naam van Graham Weir, ek het hom daar ontmoet en hy was 'n fantastiese akteur en 'n wonderlike verhoog akteur en julle sal definitief sy gesig herken as julle hom sien. Ek het hom daar ontmoet en groot pelle geraak en in fact, ek was so geskok toe hy dood is 'n paar jaar terug, want is iemand wat ek nog baie graag weer sou wou gesien het. Maar toe direk daarna, terwyl ek gewerk het vir Truk, toe het ek 'n agent gekry en toe stuur sy my vir 'n audisie vir ding met die naam van Meisie van Suidwes. Ja. Wat 'n Afrikaanse reeks was, wat Richard van der Berg die regie van gedoen het. En toe kry ek die rol, as die bad guy daar. En ek onthou ek was 20 jaar oud, want ek het 21 geraak op stel in Swakopmund. Ja, ons het geskiet in Swakopmund en Ziets was ook in die stuk gewees en toe verjaar ek in Swakopmund en dis my 21ste verjaarsdag en toe voel ek nou moergoed oor die lewe, want dis alles wat ek wou gehad het. Ek wou movies gemaak het en ek is 21, ek is nou Mondag en hier werk ek's opstel en dis amazing. So, dit was dit was soort van die begin. Daai eerste mylpaal, ek wil sê dis deurbraak, nee, dis 'n groot voorreg. Hoe het ons, om terug te kom na daai wêreld toe nou van, ek wil sê, die filmindustrie in Suid-Afrika. So, ons is nou interessant in jou pa se tyd toe dit gewerk het. Nou is daar word daar films geshoot en so aan. Hoe daai wêreld gewerk? Was dit ek wil sê die commercials, hoe die salarisse gekry, was dit maklik om werk te kry, was dit die industrie goed gedoen op daai stadium, wat was, ek wil sê 'n snapshot van die Afrikaanse filmindustrie? Dit was natuurlik verskriklik klein gewees en Sterk Unicor of wie ook al die ouens was op daai stadium het, na ouens soos my pa wat nou die goed gaan wys het in stadsale oor die hele land, eventually in die groot dorpe het hulle begin Afrikaanse films wys en die ouens het goed gemaak. Onder andere Regard en Jana en daai klomp wat voor my was, het gespeel in van die films en Toby Cronje, daai ouens. Ek onthou van 'n Merwe Piai van Regard. As ek nou dink, ek dink was 85, is een vir my. Maar
Weet, dit was nie lucrative nie, jy het nie baie geld gemaak nie, en ek onthou, in fact, een van die enigste advies wat my pa ooit vir my gegee het nooit vir my advies gegee in terme van die bedryf nie, maar al ding wat hy vir my gesê het, as jy regtig hierdie ding wil doen, moet jy leer om jou geld te spaar, want jy gaan werk vir 2-3 maande, en dan gaan jy nie werk vir 1 jaar nie. En dit is so. En ek het dit ten harte geneem, en ek het altyd geweet, as ek werk, is dit lekker, en 'n ou maak nou geld, maar jy moet nie daai Ferrari gaan koop nie. Ek wil sê, dis was jou coffeeshop in George in Desember. Ek dink as baie Transvallers hulle gehad gesien was, want hulle het nie besef, jy maak net geld 2 maande van die jaar, dan moet jy vir 10 maande gebeur daar niks nie, maar ja. Dis presies so in ons bedryf, jy werk en is lekker en jy kry 'n vet check, maar dan werk jy dalk nie vir 8 maande, jy weet, so, dan moet jy daai geld laat strek. Maar daar was definitief 'n bedryf toe ek nou begin werk het, en veral televisie ook nou, daai tyd begin, daar was eers aanvanklik net features, maar toe begin televisie. Ek kan nie onthou nie, ek glo nie, het was net as SAK op daai stadium, maar was nog nie 'n kyk net en sulke dinge nie. Nee, dit was nie. En toe juist na Meisie van Suidwes, toe begin ek 'n klomp verhoogwerk doen, reg oor die land, in Kaapstad, en by die Markteater in Johannesburg, en toe bel Reegard en sê, hulle het teks, die ding se naam is Boetie gaan Border toe, en hy wil ek moet dit lees, en hy dink ek sal lekker wees vir die hoofrol. Philo Pieterse was die vervaardiger, en toe lees ek dit, en toe sê ek, great, let's go for it, kom ons maak hierdie movie, en dit het natuurlik alles verander, want die ding was so suksesvol gewees, en tot vandag toe, as ek in Suid-Afrika is, en hier rondloop, dan mense ken my vir verskillende films, of so, en ouens kom na jou toe, en weet, iemand noem my Mummy, of iemand noem my Target, of so ding, maar invariably sal daar 1 of 2 ouens wees, wat na jou toe kom en sê, luister jy, daai Boetie movies, toe ek jong was, daai was die ultimate movies vir my gewees, en ek kon het vir die familie wys, en ons het gelag oor die hele oorlog, soort van grens experience vir ons, wat het vir ons beteken het, en hoe die ouens afgekak het, en so en so en iets wat jy kon wys vir jou familie, en sê, dis hoe dit was, dis hoe die kopperaal vir jou geskree het vir 3 maande, jy weet, daai tipe van ding. So is interessant. Ek dink daai was vir my wat interessant is, ek het ook weer gaan dink aan daai tye en so aan, en tragiese tyd in ons, weet die Bosoorlog, maar nou kan ek dink, nommer 1, soveel aanklank wat die ouens gaan vind, en soos jy sê nou op 'n lighartige manier, vir die res van vir die familie, en wys wat die realiteite daar nou, jy weet. Ja, dis die realiteit, jy was opgeroep gewees, want jy moes... Dis nog 2 jaar gewees daai. Ja, was 2 jaar, jy het of gegaan vir die 2 jaar, of as jy objected, dan gaan jy tronk toe vir 6. Is baie maklik, is baie maklik. Jy moet nou kies. Jy moet nou of Lady Smith 5 side toe gaan, en weet, in 'n tent gaan slaap vir 2 jaar, of jy moet tronk toe. Of ek dink party manne het net nooit ophou studeer nie. Ja, of jy moet 'n doktersgraad gaan doen, 14 jaar of so iets, ja. Anyway, toe maak ons... Maar dit was 'n deurbraak, daai was 'n deurbraak, ek dink, nie net in Suid-Afrika nie, dit is hoe, so ek wil daai, en ek wil nie vooruit hardloop nie, ek wil, waar daai Hollywood connectie, die Amerikaanse geleenthede, wil ek amper sê. Ja. Waar het hulle by mekaar uitgekom? Jong, ek het toe doen ons 2 van die Boetie films, en die derde ding vierde ding wat ek saam met Reegard genoem het, was Engelse weergawe, het was Circles in the Forest, maar het was die Daleen Matthee, Kring in 'n Bosboek, toe het ons hom ook geskiet, en toe het ek gewerk op daai stadium aan 'n paar Hollywood produksies wat hier geskiet het. Hier, as ek nou sê, hier bedoel ek Suidwes, ek het 'n ding gemaak, ek kan nou nie eers die titel onthou, maar Patrick Swayze was die ster van die film, en ek het gewerk aan daai ding, ook 'n bad guy gespeel in die ding, vir 'n paar maande, en het was 'n baie nice experience, en gepraat met Patrick, en 'n akteur met die naam van Brian James, wat ook in die ding was. Brian was, hy is nou dood, maar hy was character actor, en ook 'n bad guy in honderde films, en hy het soort van my encourage, hy het gesê, hoorie, so as jy ooit wil States toe kom, sal ek jou help, en bietjie rondvat, en mense voorstel in Hollywood en so, en dit was soort van my agterkop gewees, toe sê ek, okay, nee, eventually wil ek kom, as ek reg is, sal ek jou laat weet, en
het ons kontak gehou en ek dink ek was 28, ek kan nie onthou nie, ja, daar rond 28, toe sê ek vir hom, okay, ek is nou reg, ek wil oorkom en kyk of ek iets daar kan doen en ja, toe vat hy my rond en stel my voor aan 'n paar producers en mense en terwyl ek daar is, toe lei die foon en toes dit Barney Simon, regisseur en skrywer wat veral bekend is in die verhoogwêreld in Suid-Afrika. Hy is toe gevra om 'n stuk te doen in Amerika, wat hy al klaar gedoen het by die Markteater die jaar tevore, en die ding se naam was Born in the RSA, Born in the Republic of South Africa. En toe sê hy is nog gevra om dit te doen in Chicago, en in San Francisco, en Berkeley, en in Seattle, wat al drie groot theaterdorpe is, en hy weet ek's nou in Amerika, en wil ek die stuk daar doen saam met hom. Toe sê ek, absoluut, ek het nie agente, ek het nie 'n werk hierso nie, so kom ek doen die play saam met jou. En toe gaan doen ons die stuk, en toer toe na al die plekke toe, wat amazing experience was. Is dit die eerste keer wat jy in Amerika is? Ja, dis toe nou die eerste keer dat ek daar is, en maar toe ook nou met werk, jy weet, want toe waai ek nou daar in Hollywood by Brian en almal, en sê ek, okay, ek gaan nou hierdie play doen, ek is nou werkende akteur, en ek gaan nou Chicago toe, en San Francisco, en Seattle toe, en terwyl ons die stuk doen, juis in die Seattle porsie van die stuk, toe ons daar speel vir 2 maande, toes daar 'n agent, van die William Morris agentskap, wat my sien in die stuk, en my toe nader na die tyd, en sê, hoorie, ek is 'n agent, en het jy 'n agent, en bla bla bla, wil jy hier werk? Toe sê ek, absoluut, ek wil hier werk. En net daarna toe kontak sy my, en sê toe vir my, okay, as ek klaar is, dan is daar 'n paar audisies wat sy opgelyn het vir my in Hollywood, en as ek afkom, moet ek al laat weet. En toe kom ek af, en doen 'n paar audisies, en toe kry ek 'n film, 1 of 2 movies, wat skiet in Los Angeles, en toe, so 6 maande later, het sy audisie vir my, en die ding se naam was Hard Target. Van Damme? Ja, en toe gaan doen ek die audisie, en kry die job, en dit het soort van alles verander vir my in Amerika, in die sin dat die regisseur van daai film was 'n Chinese regisseur gewees op daai stadium, wel is 'n Chinese regisseur, maar op daai stadium was hy die mees gesogte, of die mees prominente aksie regisseur in die wêreld, en sy naam is John Woo, en sy films was, veral die Chinese films, was amazing. Ek meen, dit was sulke 7 of 12 of 18 minute aksie set pieces, wat daar net non-stop skiet en donder vir 18 minute. Ek sê, dis was 'n droomfilm. Ja, dis amazing. Hy doen hierdie ongelooflike action set pieces, wat net nie ophou nie, het hou net aan en aan en aan. En dit was sy eerste Amerikaanse film. En die rede hoekom dit belangrik was vir my loopbaan, is dat almal in Hollywood het daai film gaan sien. Almal het Hard Target gaan sien, nie oor Jean-Claude nie. Dis oor die director wat geweet, hier kom 'n ding. En ek onthou dit ek onthou dit pertinent, dat hierdie ou is aksie. Nee, hierdie ou, want hy het soort van sy films wat in Hong Kong gemaak is op daai stadium, het almal gewys by art houses in Amerika. Jy het dit nie gesien by 'n gewone konvensie. Meer boutique amper. Ja, jy het dit gaan sien by 'n art house. Jy gaan 'n John Woo action movie sien by 'n art house. Jy gaan 'n joint rook, en jy gaan daai action movie kyk, en dit gaan amazing wees. It's gonna just be something that you've never seen. Daai tipe van vibe. En anyway, toe speel ek 'n bad guy rol in daai ding, en soos ek sê, almal in Hollywood het daai movie gaan sien, en dit het verskriklike deure toe vir my oopgemaak, en ja, movie na movie toe gegaan. Wat is die jy weet wat vir my interessant is van jou storie, so is weer eens, en ek dink dis wat vir my Suid-Afrika spesiaal maak, ek sê altyd, jy weet, Europa, Engeland is my baie merit-driven, aan die een kant, wat nie 'n slegte ding is nie, maar nou het jy the computer says no component, Suid-Afrika is baie verhouding gedrewe. Kom ek kyk of ek jou like, en dan kan ons 'n bietjie kyk na die small print, en so aan, ons begin by verhouding. So daai verhouding wat
wat in Namibië begin het, om te sê, luister, Brian, kom as jy daar is, nee, dit is vir my interessant weer, dit lei tot, ek sê 'n bietjie rondwys, kry die stage job en toe sien die agency jou. So nou, my vraag is nou, is verhouding nog steeds krities in Hollywood? Ja, absoluut, ja. Is dit so, okay, ek wil hoor, hoe nurture jy daai verhouding, sonder dat 'n gat kruipery is of daai dodgy parties, en dan die ander ding is, hoe die verhouding tussen jou agent en, ander woorde, hoe kan 'n sterk agent jou next level vat, of is alles jy is 'n average movie, en dis nie altyd die akteur se skuld, nee, jy moet mooi kan kies ook. Hoe groot 'n rol speel jou agent versus die tipe film wat jy in speel, en ek wil sê, en hoe voer julle vir mekaar af? So dis daai een kant, en die ander kant is, hoe nurture die verhoudinge? Ja, jong, die agent speel 'n belangrike rol, in my geval, om my te kan raak sien, en te sien daar's potensiaal, dat hulle geld uit my kan maak, want ultimately that's what it's about, it's show, important word, dis belangrike woord, business, groter woord, you know, so, dit gaan maar oor geld op die einde van die dag, en dit potensiaal in my gesien, maar nadat die agente, die aanvanklike deure, of die audisies vir my gekry het, en ek die gelukkig was om die rol te kry, en die regte rol te kry, wat ek kan shine, na dit is dit maar net verhoudinge, want daai ouens wat, byvoorbeeld, Hard Target gemaak het, Jim Jacks en Sean Daniels, die twee producers van die ding, het 5 jaar na die film, toe onthou hulle my nog, en toe doen hulle die Mummy. Dus so by Universal, weer verhouding. Dus hulle by Universal, en ek het hulle gesien in Hollywood, by die aardpartytjie, of ergens by 'n screening van iets, want dis maar gewoonlik wanneer jy mense, ou kollegas sien, as iemand 'n screening het, en dan gaan kyk jy die ding, en dan sien jy van jou chommies, en so aan. Yes. En, maar toe bel my, toe sê hulle vir my, listen, we're doing the Mummy, and we want to have you come meet the director, Steve Summers, en toe sê ek, well, wat wil julle moet ek speel? Toe sê hulle, we want you to be the Mummy. En ek onthou, ek het op daar staan gedink, wat gaan julle my nou toedraai? Ja, julle kan ons nou enig iemand hier, hoekom wil julle my nou hier, as julle my toiletpapier gaan toedraai? Ek meen, come on guys, what are you doing? Maar, anyway, maar dit is ook die verhouding ding, van hulle het my onthou van die vroeë werk, en as ek hulle gesien het, in die dorp, en so aan hier en daar, en altyd hallo gesê, en toe die regte geleentheid vir hulle, en vir my opkom, toe bel hulle my, toe sê hulle, want op daai stadium was Universal, Brendan was natuurlik toe al 'n groot naam, maar Universal Studios het op daai stadium gedink, om iemand meer bekend, as want die Mummy-rol was prominent, en hulle het gedink, hulle wil miskien, weet, iemand prominent in daai rol ook sit. En toe sê Sean en Sean Daniels en Jim Jacks, nee, hulle dink ek is 'n beter keuse, en ek moet die regisseur ontmoet, en ek sterk genoeg vir die rol, en het sal 'n beter keuse as om iemand famous daarin te sit. Sit iemand onbekend daarin, en wat goed sal wees, en die rol was hulle keuse. Anyway, en toe gaan ontmoet ek onthou, daar was nie 'n audisie nie, dit was net 'n meeting gewees. Ek het gery Universal Studios. Ek wil sê, it's yours to lose. Ja, basically. Well, ja, yes and no. Jy soort van weet nie, en ook, en ek het nie geweet nie, want daar was nie 'n teks op daai stadium nie. Ek het net geweet, het gaan 'n moerse groot movie wees, ja. Want dit is 'n soort van, wat sê, woorde, soort van 'n genre, is in die stal van Universal, is in hulle horror stal, daar was al op daai stadium, ek dink al 9 Mummy movies gemaakt, van die eerste Boris Karloff movie in die 30s af, was al klomp Mummy movies al, en dis 'n genre ding wat al jare wys in Amerika, en hulle like daai tipe ding, net soos 'n werewolf movie, of 'n Dracula movie, of wat ook al. So ek het geweet, het gaan 'n groot ding wees, en het gaan 'n groot budget hê, en het gaan wêreldwyd wys, en daai tipe van ding. Maar toe sê hulle, okay, kom ontmoet Steve, en toe gaan ek vir hierdie meeting, en ek onthou die meeting, was klomp van die executives van Universal, en ek het ingegaan en Steve gesien, die regisseur, en hallo gesê, hy is die skrywer regisseur, en toe net gechat met Sean en Jim, en hallo ouens, how's it, wat doen julle, ja, en ek onthou julle het ons gedrink, en New Orleans toe ons Hard Target geskiet het, en dit gedoen het, en dat gedoen het, en okay, alright, ja, bel my as julle my wil hê, goodbye, en weg, en
En letterlik toe ek by die huis kom, toe daai selfde dag nog, toe lei die telefoon, toe sê hulle, okay, that's it, Steve said you're the guy, en jy die rol. So ja, dis hoe dit gebeur, maar dit is hy selfde om terug te kom by verhouding, hulle het my gebel, want hulle het gedink ek's reg vir dit, en ek gaan nie maracas maak op stel nie, want dit is ook daai ding van, jy wil werk saam met mense wat reg is vir die job, of het nou voor of agter die kamera is, maak nie saak nie, jy wil werk met mense wat competent is, en ook wat nie drama gaan bring, jy wil nie ouens wat gaan kom met baggage of dwelmprobleme of sulke dinge nie, want het kost so baie geld, dis $1000 'n minuut, jy weet, op 'n film stel, want as 200-300 mense op 'n groot Hollywood movie opstel, en you don't want to waste time, time is money, so jy wil werk saam met mense wat competent is, en wat professioneel is, en wat jy weet, 'n goeie gesindheid, en jy goeie verhouding mee het, en wat gaan deliver. So, dis hoe ek die jobs gekry het, is deur die verhoudinge, maar hulle het my gehuur omdat ek competent is, nie omdat ek hulle chommies is. Van ding. So, ja, en dit natuurlik, die film, ek onthou ek en Brendan, ek vertel dit die storie van ek en Brendan was in Marokko, Brendan Fraser, en is dit waar julle primêr geskiet het? Nee, ons het al die exterieurs daar geskiet, ja, in Noord-Afrika en Marokko, en al die interieurs is geskiet in Shepperton in Engeland. Okay. Ja, al die interieurs is daar geskiet. Op al twee, op 1 en 2. En maar ek onthou van een van die exterior shots was ons in Marokko, en ek is op so sandduin, en daar's 'n windmasjien, en die wind waai, en die regisseur sê vir my om dit te doen en dat te doen. Brendan is daar op 'n kameel of 'n perd of 'n ding, ek kan nie onthou nie. En hulle skree toe kat op 'n stadium, en Brendan kyk vir my, en ek kyk vir hom, en hy sê vir my, when this movie comes out, we're never gonna work again. Want dis weird. Jy het die konteks wat dit hier nie gebeur. Die regisseur sê vir jou, kyk daar, kyk nou 9 uur, of kyk 10 uur, weet op die oorlosie, en lig jou hande, en skree, en vloek daai ding, of maar die tegnologie gaan nog inkom, maar jy kan nie sien wat op daai stadium was dit so, was 'n nuwe ding, jy weet, hulle gaan al die goed later inbring, en maar ek wil, maar dis 'n kuns, nee, dis 'n kuns. Ek weet, Brendan was daai tyd ook, hy's bekend mos as daai green screen ability, nee. En jy weet, jy dink jy weet wat jy doen, jy hoop jy weet wat jy doen, maar jy weet nie eintlik nie, so 'n soort van jy spring oor hierdie klif, en jy hoop jy kan land. En wragtig, toe natuurlik is dit net die teenoorgestelde, ons het nooit opgehou werk na die movie, kom nie, want die ding was net so populêr geweest, was ongelooflik, tot vandag toe nog, veral die kinderfilms, nie kinderfilms, nie familiefilms, weet enige tyd wanneer jy 'n familiefilm doen, het daai ding 'n leeftyd van 30, 40 jaar, jy weet, mense tot vandag toe kom na my toe en sê, ons is gatvol vir jou gesig, want ons 9-jarige seentjie of dogtertjie kyk daai DVD 4 keer op 'n Saterdag en 2 keer op 'n Sondag, jy weet, so, dis nou maar net hoe dit is, so die ouers het dit gekyk toe hulle jong was, en nou kyk hulle kinders dit tipe van ding. Maar weer eens, ek wil sê krediet aan die film, nee, die feit dat kinders is ook nie, vandaagse kinders hulle is picky. Dis 'n super compliment as hulle die ding kyk. Wat het die, ek wil vinnig stilstaan daar, so interessante ding, ek wil weer terugkom na die geld, budget en so aan. Ek het gevang een van jou onderhoude wat jy gepraat het van die Actors Guild, die check, die kickback waar winste. Kleer 'n bietjie daai deel in terme van, weet, waar jy kan deel in die winste, en hoe werk daai ekonomie? Ja, dis een wonderlike ding van 'n akteur of 'n kunstenaar wees in Amerika, veral in die filmbedryf. Die verhoog mense dieselfde ding, want ek is 'n lid van Actors Equity, wat verhoogs groep is, of 'n verhoogs, wat is die Afrikaanse woord? Union. Vakbond, ja. So dis hoofsaaklik vir mense op Broadway, want ek het 'n toneelstuk gedoen, paar toneelstukke gedoen in die States. In fact, toe ek die Born in the RSA gedoen het, moes ek die vakbond join. Okay. Want as hy catch-22 ding van jy kan nie 'n audisie doen nie, tensy jy 'n lid is van die vakbond nie, maar omdat die regisseur my daai stadium wou gehad het vir die rol,
toe kry ek 'n rol, maar toe moes ek die vakbond join. En dieselfde ding in Amerika met filmwerk, daar's 'n unie met die naam van Screen Actors Guild, en Hulle nou gestryk. hulle het nou net gestryk, en Ons gaan 'n bietjie daaroor, ja, so vandag lees ek dat hulle nou die stryk gesettle het, oor hierdie artificial intelligence, maar een van my vroeë films wat my agent my daar gekry het, ek dink die naam was The Finishing Touch, I think was what it was called, en toe moes ek onthou ek het $600 betaal om die vakbond te join, Screen Actors Guild. En ek het nie geweet wat dit behels nie, ek het net geweet, jy moet hierdie unie join as jy akteur wil wees. Jy kan nie 'n movie maak en jy kan nie audisie doen as jy nie in hierdie Dis 'n lekker besigheidsmodel. Ja, ja. vir die vakbond. Anyway, maar hier's die wonderlike ding van SAG en van ons vakbond. Ek is nou absolute vakbond ou. Ja. En die wonderlike ding, omdat dit so groot is, ons is oor die, ek dink as nou 160,000 lede Pragtig. in SAG, is dit 'n sterk vakbond, en hulle negotiate elke 4 of 5 jaar, dan's die kontrak nou op, met die producers en die filmstudios, dan negotiate SAG 'n nuwe kontrak, beter werksure of wat dit ook al mag behels. En een van die dinge wat daar is in die vakbond, is dat jy bijvoorbeeld goeders het soos medies. As jy jou arm breek, kan jy hospitaal toe gaan. So daar's werklik daai fringe benefits, dis voordele. Benefits. Daar's 'n pensioen byvoorbeeld. Hulle vat 'n deel van jou salaris. Ek weet nie presies wat se percentage dit is nie, maar of jy nou $30,000 'n jaar verdien, die akteur wat nou miskien net 'n commercial gaan doen, of jy Tom Cruise is wat $300 miljoen 'n jaar gaan verdien, almal betaal 'n fraksie of 'n percentage van hulle geld. So dis baie demokraties in daai opsig, en almal share in die benefits. As jy hospitaal toe gaan, jy breek jou arm, of jy het 'n hartaanval, of wat jy ook al wil doen, of jy wil tandarts toe gaan, of jy het brille nodig, of wat ook al, dan betaal die unie vir jou medies. Okay. Hulle sit geld vir jou weg, want hulle weet, hulle business model het vir hulle gesê, as akteurs so 55 slaan, dan begin hulle minder werk, mans en vrouens, en so jy's geregtig tot 'n pensioen op 55 in Amerika, as 'n Screen Actors Guild lid. Ja. So daar's daai tangible benefits van akteur wees in Amerika, wat daar nie is hier in Suid-Afrika nie. Vandat ek nou weer die werk, en ek vertel die ouens daarvan, dan is hulle verskriklik moerig om dit uit te vind, want hulle kan nie glo dat hulle nie kan deel daar. In die vleis. En dan is daar goeders wat jou agent, dis nou nie net 'n SAG ding nie, Screen Actors Guild ding nie, dis 'n aparte ding, maar jou agent kan vir jou negotiate, as jy 'n film doen, of 'n televisie ding doen, of wat ook al, 'n stuk werk doen, dan kan hulle vir jou negotiate dat jy deel in die profijt van die film. Hulle kan sê, betaal Arnold X amount. Dis gewoonlik 'n kleiner salaris, maar die upside, ons deel die risiko nou. Yes. Hulle betaal hom soveel, hy doen die film vir julle vir soveel, en as julle wins, gewoonlik lees die kontrak, as die film sy kostes teruggemaak het, en dit begin nou 'n wins wys, wat ook al die wins is, sê maar nou na elke 10 of 20 miljoen dollar, dan gee julle 'n persentasie aan ons kliënt. Okay. En so ek was nou al gelukkig genoeg gewees om in 'n paar groot films te wees, en tot vandag toe kry ek wat Screen Actors Guild noem residuals. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is vir residuals nie, maar dit is soos 'n later betaal ding. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik. Ja, maar as die film populêr is en hy wys 3 uur op televisie in Australië, dan vir een of ander rede, ek weet nie hoe hulle werk met daai algoritme nie, vir een of ander rede. Hulle tel hom op. Hulle tel hom op en hulle weet, en dan kry jy 'n check. Ek kry vandag nog geld van natuurlik van die Mummy en dan van haar Target en enige Amerikaanse film wat ek ooit gedoen het. Kry jy 'n checkie, klein of groot, van hierdie movies wat jy 25 jaar terug gedoen het, wat ongelukkig die ouens hier in Suid-Afrika nie kry nie. Jy werk net jy word betaal, jy's 'n kontrakteur, en dis klaar, that's it, you walk away. So as die film populêr is of nie, jy deel nie in
in die profit sharing daarvan nie, maar wat jy wel doen in Amerika. So dis een van die benefits van hulle stelsel daar. Het die hele Netflix streaming fenomena, jy weet, ek neem aan dit het natuurlik baie ouer flieks 'n nuwe lewe gegee. So hoe werk dit? Is so Netflix skryf 'n check vir die mami franchise, nou kan hulle hom speel en dan daar kry jy weer jou check. Exactly. Ja, dis presies hoe dit werk. Maar die groot voordeel vir my of vir kunstenaars oor die wêreld van Netflix, Amazon, wie ook al die ouens is wat nou stream, is dat jy Apple Apple is daar, Disney Plus is daar. Die groot advantage nou van die streamers is dat dit soort van die verhoog of die bioskoop oopgemaak het. Jy kan nou daai bioskoop hê in jou huis en jy kan movies kyk van China, Korea, Indië, Afrika, Suid-Amerika. Ja, so ek kyk nou Lupin op Netflix. Exactly. Jy weet, daar Franse bloody film of TV, maar dis Exactly. So jy het nou daai kans en ons het laas jaar het ons Ludik gedoen vir Netflix wat hoofsaaklik is Engels en Afrikaans, maar dis hierdie Afrikaanse Pretoria familie. En daai ding is gesien, ons was top 10 in 17 lande vir 'n paar weke toe hy oopgemaak het, maar in plekke soos Jamaica en in Noorwe, en plekke wat byvoorbeeld nooit die goed sou gesien het. Ja. Skielik het hulle kans om hierdie weird Afrikaanse reeks te sien en hulle kyk dit en embrace dit en so dis die groot advantage vir my as akteur is dat jy in al daai markte kan kom en jou ding kan doen en mense kan iets hierso sien van jou huis en jou kultuur en weet jou land tipe van vibe. So dis die een nice ding van Netflix en van al die streamers is dat jy hoef nie meer Hollywood te gaan, jy hoef nie meer jong akteur nou te wees en Hollywood te gaan en hoop jy word gecast in 'n hard target of 'n ding en mense sien jou raak nie. Jy kan 'n ding hierso doen wat gestream word daar en iemand sien jou daar raak en sê, okay, hier daai ou of daai girl wat in daai weird Afrikaanse movie was, hier hulle vir hierdie Hollywood movie. Ja, so in daai opsig is ek wel presies dis soos jy nou sê, okay, jy het nou 'n kleiner filmindustrie hierso, maar jou kans is werk hard eerder hier om in die fliek te kom, want om California toe te vlieg en dit van daar af te vat, jy kan dit maar eintlik op jou maag skryf. Ja, dis wat ek vir die ouens sê, of natuurlik niemand wil dit hoor nie, want jy sê nie soos cameras, jy moet eers 'n waiter gaan wees. Ja, jy moet soom toe gaan en eers gaan suffer daar en dan gaan iemand jou ontdek, so Charlize daar, bla 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 maar dit werk nie meer so nie. Ek dink jy moet liewer hierso bly en authentic werk hierso doen sterk goeie werk hierso wat jou daar in 'n authentic goeie lig kan verteenwoordig en dan as iets spark en mense sien jou raak, dan sal hulle jou hier. Ja. Is om terug te kom na die commercials toe, so Netflix met Ludik, is dit nou tipies Suid-Afrikaans geskied, so Netflix skryf 'n check vir die producers, maar dis nou niks, daar's nie winsdeling nou terug te kom hier op punt toe. Nee. Jy kry 'n salaris en dis die einde van die storie. Dis die einde van die storie daar. Ja, want dit was nie 'n SAG deal nie. Maar as jy hier word ook natuurlik films soos bijvoorbeeld Blood Diamond wat ons geskiet het hierso in Suid-Afrika. Port Shepstone, nee, waar het julle oral. Ja, Port Shepstone, Natal het ons geskiet, Mosambela was oral, Kaapstad. Engeland, ons was oral, hulle was oral, maar ek was hoofsaaklik hier, maar dit was byvoorbeeld 'n SAG deal. Ek verstaan. Dis nou net toevallig, dit is net die shoot, ons kies om goedkoop hier te shoot, maar het kom uit Amerika. Ja, het kom uit Amerika, so jy word daar hier om hier te skiet, so dit word outomaties dan 'n SAG deal, so jy sal dan deel in die profit van die ding. Maar ja, dis 'n hele nuwe wêreld met al hierdie streamers, en soos ek sê, jy kan 'n wonderlike weird klein movie maak en dit kan deur hulle opgetel word en reg oor die wêreld wys. Iemand sal sit in Tokyo 11:00 op 'n Saterdag aand en kyk hierdie weird Afrikaanse movie, jy weet, en hulle met hulle subtitles en so aan. So ek wil sê en vice versa. En vice versa, ja, ons kyk hulle weird. Wel, ons goed's normaal, dit is goed weird. Ja. Prima, kom staan 'n bietjie stil by Ludik en dan wil ek ek wil hom terugtrek na Kaapstad toe en ek dink ek wil sê Little Hollywood
wat aan die gebeur is daar. Ek dink veral met die outsourcing, nee. Ludik, in Pretoria, weet ek wil amper sê, vertel ons 'n bietjie meer, interessante goed, snaakse goed, Yes. wat vir my natuurlik so 'n bietjie is snaaks toe ek het sien, ek het onmiddellik, ek operate nou in 'n besigheidswêreld hier in Pretoria, so toe ek jou karakter sien, goed, dink ek onmiddellik aan 'n paar regte lewe manne. Ja. Ek kan nie name noem nie, maar dit is al, ek sien dit, ek sien nie, kat in die donker knyp goeters, ek sien dit. Kat in die donker gryp, harde gat, hardcore besigheidsouens, ja, nee, Paul en Anna-Marie het my genader oor Ludik, ek het oorspronklik die tekste daarvan gelees, en het sê hulle wil hierdie ding doen, en hulle het min geld om dit mee te doen, ons moet 6 ure skiet, en dink ek, het sal moontlik wees, en toe sign ek op, 'n wonderlike rol, en gesê, is alles wat ek soek, speel 'n ou wat 'n harde gat Pretoria besigheidsman is, en Afrikaner is, en hy juggle al hierdie balle, en weet, kerk en al daai dinge en familie en besigheid en bla bla bla. 'n lekker komplekse storie en toe sê Netflix, ja, go for it, ons gee julle die geld om dit te doen en toe kom skiet ons hier in Pretoria. Dit was die eerste vir ons, nee, vir Suid-Afrika. Ja, en dit was 'n great experience vir my gewees. Ek het dit absoluut gelove. Dit was so lekker om hier rond te ry in Pretoria en te werk aan hierdie reeks en verskeie plekke te gaan skiet, want dis een nice ding van as jy skiet, jy gaan na plekke wat jy nie gewoonlik na toe sou gaan nie. En ons het hierdie Daan Ludik wêreld create in Waterkloof en al hierdie plekke en dit was regtig 'n lekker ondervinding geweest. Ek het verskriklik lekker gewerk daaraan. En ja, die ding is uit en tot vandag toe nou kom mense na my toe want dit is 'n komplekse karakter, is nie asof Daan 'n nice ou is, 'n likable ou is nie. Hy is 'n spesifieke ou wat dinge doen vir 'n sekere rede en maar ja, mense kom na my toe en sê, "Jessie, ons het so gelike om 'n Afrikaanse reeks op Netflix te sien en ons like Daan Ludik en dan dink ek altyd, okay, dis good luck at jy Daan Ludik like. Ek wil sê, ja, ek weet nie, ja, dis so half, ek weet nie, ek ons dink daaroor vir 'n sekonde. Wat vereenselwig jy presies mee? Ja, is 'n tough ou om te like, maar as jy hom like, dan is dit great. En ja, dit was 'n wonderlike ervaring geweest. Dit was regtig lekker en veral toe ek dit nou doen, klaar is daarmee, toe dog ek, okay, that's it. Ek absoluut moet hier wees elke jaar in Suid-Afrika vir 4 of 6 maande in hierdie tipe van werk doen. Jy weet, authentic Suid-Afrikaanse goed. En dit soort van gee my woema en dit laat my goed voel. En ja, toe kom juist die ouens, praat van verhoudinge, dieselfde ouens wat toe Griquastad gedoen het, 'n paar jaar voor Ludik, Tim Tron en Kobus van der Berg en Dion Meyer en Tertius Kap wat die teks geskryf het en Joshua Malherbe wat die regie gedoen het. Toe sê hulle doen nou 'n reeks, die dingsnaam is Plan B. En dis 'n kyknet reeks. En dis soort van 'n Kuiper tipe, weet Ocean's 11 Kuiper tipe van sulke ouens wat half dodgy is en mense help om kuns terug te steel of wat ook al jy verloor. Nou, my is die A-team. Ja, exactly. Ja, so boere A-team wat jou gaan help om jou kunswerk terug te kry. Ja. Juwele of miskien 'n persoon wat missing is of so ietsie. En daar lekker rol is vir my daarin. En toe lees ek dit en onmiddellik toe sê ek vir hulle, okay ouens, aanvanklik was dit eers 'n ander rol wat aan my gedink het en toe sê ek vir hulle, nee, ek verstaan hoekom julle daai rol vir my aanbied, maar ek sal eerder hierdie ander rol wil speel. Ja. En toe sê hulle, great, let's go for it. En toe is daai hele Griquastad team wat weer by mekaar kom en heeltemal 'n ander genre maak, want Griquastad is nou, weet, moord en doodslag. Ja, ek sê, is daai bietjie donker. Ja, is bietjie donker en hierdie ding is heeltemal die teenoorgestelde, 180 grade die ander rigting en lekker fun en ons die ander wêreld kry daar in die Kaap en so hy kom nou volgende jaar uit in 2024, ek dink April daar rond. So
Ja man, so ek weet. Wat is die ek ben nou net weer met Ludik, jy weet natuurlik het nou gepraat 17 lande en so aan. So obviously die oë was daar, is daar nou scope legs om Nee, nog sulke goed te doen? Nee, vir Ludik nie. Ek dink dis 'n one and done vir Ludik. Ek weet nie wat volgende is vir miskien dieselfde met plan B. Dit sal een wees, maar as mense van die ding hou en dit's baie populêr, dan kan 'n ou miskien aangaan. Daar's 'n moontlikheid daarvan, maar ons dit hang van kyk net af en al daai dinge. Ja, die lekker ding of die ding wat ek nou geleer het oor die jare is die ding wat vir my belangrik is die aanvanklike, dis soos 'n courtship, jy weet jy ontmoet hierdie persoon en dan raak jy verlief of wat ook al die situasie is, maar dit is so dit is met werk, jy lees hierdie teks en dan is daar iets wat jou gryp en jy wil dit doen en dan hoor jy okay, it's real, hulle het nou die geld gekry en iemand het 'n cheque geskryf, ons gaan hierdie ding doen en die vervaardigers gaan dit nou maak en dan het jy 'n vliegtuigkaartjie en dan land jy daar en dan begin jy werk aan die ding en jy kies die kostuum en jy dink aan dit en dat en hoe jy dit gaan speel. Daai ondervinding vir my is die mees belangrikste ding. Yes, dis lekker dat die ding populêr is en dat mense daarvan hou en so aan, maar dis soort van incidental. Die ding maak, die ding bou saam met mense is die ding, that's the thing I get off on. Dis die ding wat lekker is, dis die ding wat die mees belangrikste is om daar te wees en daai ding te bou. Jy is op stel en jy skiet 'n ding en dit werk miskien nie op daai oomblik nie, maar dan het iemand 'n idee, die klanke of die focuspoeler of een van die akteurs of die regisseur of die skrywer of wie ook al sê, hoorie, wat van in steede van links draai daar, draai regs daar, weet, of in steede van dit sê dat en dan skielik dan pap die ding en dan werk dit. Maar jy weet dit nie voordat jy daar is op daai stel nie. Weet jy kan baie keer dan repeteer jy en jy kan weke en weke werk aan die ding maar dit's net as jy daai dag op stel is waar daar daai tipe van, ek sê die hele tyd is 'n voodoo ding, maar daar's daai weird voodoo ding wat gebeur. Dis 'n synergy, 'n sinergisme, nee, dis waar hy al hierdie breinenergie bymekaar kom en die pop iets. Julle probeer iets bou, julle werk vir iets op daai oomblik in daai 20 sekondes of hy 2 minute hang af hoe lank die toneel, daai stukkie toneel is. En baie keer werk dit, jy kry dit in 1 of 2 takes, dis net soos dit geskryf is, dit werk perfek en baie keer werk jy jou gat af en dit kom net nie daar nie, maar dan het jy daai breakthrough en dan teen die einde van die dag dan werk die ding. En dis die ding wat vir my nou die mees belangrikste is daai ondervinding van die ding saam maak, want is altyd anders. Elke stel is altyd anders. Daar's 'n ander dynamic wat gebeur op elke filmstel. Is heeltemal anders as die laaste een. Alles is dieselfde mense. Pragtig. Is dit heeltemal net hierdie organiese ek wil sê monster. Wat gaan in Kaapstad aan in terme van, ek bedoel, daar was nou weer, ek weet 'n Netflix-reeks wat daar geskiet is, wat baie sukses, ek nie dink sy naam vergeet, maar ek weet, baie goed word ge-outsource, al hoe meer, nee, na die Kaap toe, wat vir my, wel, dis tweeledig, ek dink wat ek altyd vir ouens sê, ons, South Africa's untapped potential is a white collar factory, jy weet, so, ons het so baie talentie wat ons kan uitvoer, jy weet, ons moet 'n bietjie werk kry van die Yanks, van die Europeërs, want dit is goedkoper, en by the way, sommer mooi ook daar, so ek dink daai Hollywood of die studio, ek dink dis 'n baie goeie voorbeeld van wat ek voel ons baie meer van kan hê. Wat sien jy gebeur daaronder? Is dit op pad om ons klein Hollywood te word? Absoluut. Of dalk reeds? Ja nee, dis dalk reeds die ouens, die vervaardigers reg oor die wêreld, of hulle nou Duitsers of Franse is wat commercials maak, weet dis goedkoper om te skiet hierso en die weer speel saam. As dit Januarie is in Parys, wil jy advertensie daar skiet of wil jy Stellenbosch toe kom en om daar skiet. So vir 'n 19-1 of wat ook al die euro nou is. So dit is goedkoper, dit is mooier en natuurlik die ander great ding van Suid-Afrika is dat ons locations is so veelsidig. Jy het berge en bosse en olifante en
plekke, malls met cappuccinos wat gesofistikeerd is, en Porsches en Ferraris en Range Rovers en donkeykarre. Jy het alles en jy het alles in 'n radius van 300 kilometer. As 'n vervaardiger kan jy skiet en letterlik, jy hoef nie 2 dae te travel en 200 mense na 'n ander plek te vlieg nie. Jy het letterlik alles in Kaapstad, wat jy ook al wil skiet, of het nou, soos ek sê, of het nou berge of strande of gesofistikeerde restaurante of wat ook al, is alles daar. Alles is daar en jy kan alles skiet. So dit is 'n goedkoop plek vir hulle om te skiet. En baie van die akteurs maak 'n baie goeie lewe of maak 'n brood en botter lewe deur op die oorseese goed te werk in Kaapstad. Yes. Ek het nou gehoor op Plan B van die local akteurs wat daar werk verskriklik baie op Engelse of Amerikaanse goed wat daar skiet. So dit betaal die huispaaiement en want die Afrikaanse goed is nog steeds daar, maar dis maar skaars, jy weet, dis nie die, jy kan nie, dis lekker dat die oorseese goed daar is, want dit is net meer werk vir die local. Ja. Maar ja, nee, Kaapstad is definitief 'n ding en word meer en meer ontdek, en ongelukkig die ding wat Kaapstad nie het nie, hulle het nou natuurlik Cape Town Film Studios, maar hulle het net die een, dis 'n groot filmstudio, en as ek nou sê 'n filmstudio, praat ek eintlik van 'n groot warehouse. Dis 'n moerse groot 3 of 4 rugbyveld warehouse, waar jy in kan skiet, en hoekom dit belangrik is? Dis soos Elstree Studios bijvoorbeeld. Ja. Die rede hoekom dit belangrik is, en ons nog 1 of 2 sulke groot studios wil hê in die Kaap, veral, of even in Johannesburg, of waar ook al. Die rede hoekom dit belangrik is die grootste Hollywood films, sê nou maar iets soos die Mummy, of die Mission Impossibles, of daai goed, gaan altyd in Engeland of in Amerika skiet, want hulle het daai groot soundstages. En hoekom daai groot soundstages belangrik is jy kan die hele wêreld skep in daai soundstage, en jy is heeltemal onafhanklik van die weer. Dit kan reën of haal of sonskyn, dit maak nie saak nie. Jy kan hierdie grot wêreld skiet, of hierdie Mummy wêreld, of hierdie James Bond wêreld, kan jy skiet binne in daai studio vir 3 of 4 maande. Because time is money. Kan nie bekostig om tot stilstand te kom. Nee, jy kan nie. Jy kan dit beheer. Jy kan die weer beheer binne in daai soundstage. Maar die groot films het 7 verdieping hoog gebou nodig en het 3 rugbyvelde nodig, vir 'n car chase of wat hulle ook al binne in daai wêreld wil doen. En ongelukkig het ons nou net die een groot een daar, maar hopelik gaan hulle nog bou, en dan sal meer en meer ouens kom, want as jy vir hulle kan sê, kyk, julle kan interieur skiet in hierdie soundstages, en dan kan julle al die exteriors kan julle gaan skiet op waar ook al, Tafelberg. Ja, so jy nou sê, binne 3 ure radius is jy gesort. Dis daar enigiets, ons kan lyk soos New York, as julle wil. So, dan sal die groot budget goed kom, en dit sal natuurlik even beter wees vir die local ouens, vir crew mense, props mense, wardrobe mense, want daar werk baie, vir elke, jy sien 'n akteur op die skerm, of 3 of 4 mense voor die kamera, maar agter daai kamera is daar 20, 30, 40, 50 mense, wat trokke dryf. Presies, hierdie supply chain. Wat is 'n hele supply chain. Ek meen die grimeringsmense is 3 of 4 mense. Caterer, jy weet wat klomp mense moet voer opstel 2 of 3 keer 'n dag. So dis die even groter deel agter die kamera as voor die kamera. So hoe groter die budgets is, en hoe meer 'n deel ons van dit kan kry, sal dit nog even beter wees vir die ouens in die Kaap. En ek weet natuurlik die advertensie-industrie in Europa is baie happy om hier te kom skiet, so dis ook 'n brood en botter ding vir die ouens daar. Ek wil 'n bietjie terug gaan na die huis, Santa Monica. Vertel ons 'n bietjie, jou vrou, waar het julle ontmoet, wat doen sy, hoe's die lewe daar? Ek wil amper sê, wat gebeur, hier staan maandagoggend op, hoe lyk 'n week in the life of? Jessie jong, dis eintlik maar, dis moeilik om oor te praat, want daar's eintlik niks om te sê nie.
dis eintlik 'n verskriklike bord. Vir jou koffie nie lekkerder nie. Ja, nee, dis doen eintlik bitter min daarso en dis moeilik om te sê wat jy doen as jy bitter min doen. Ek staan op in die oggend 5:00 en gaan stap die hond op die strand tipe van ding en lees die koerant en later in die dag gaan lunch ek saam met vriende en daai tipe van ding. En Hoe is die weer? Wat is Santa Monica? Is dit 'n Durban? Is dit 'n Kaapstad? Wat is dit? Dit is 'n Kaapstad weer, is 'n Mediterranean tipe van weer en so dit reën in die winter en is droog in die somer. Kyk, dis maar aanvanklik hoekom Hollywood daar begin het, want dit is 'n woestyn. California is semi-desert en dit reën baie min. Dit reën Desember tot Februarie is daar reënval en dis baie min. Ons werk nou in duime daar, maar ek dink ons annual reënval daar so tussen 11 en 16 duim. So is baie min. Yes. Ja, is baie min. So dis kom die ouens al in die 20s daar kom films maak het, want daar het nie gereën nie. Hulle was nie dependent aan weer nie, hulle kon skiet. Jy kon 60 dae aan mekaar skiet en het gaan nie reën nie, is okay. So, Ekskuus ek van jou rede, Arnold, ek het op die vliegtuig begin van die jaar, ek het dokumentêr oor, wie was het gekyk, is een van die Italiaanse skoen. Yes. Yes. Ferragamo. Maar toe sê hulle dat Hollywood was in wat is Santa Barbara gewees. Yes, toe sê hulle, toe iets het gebeur en toe beklei die manne en toe sê hulle die domste ding wat Santa Barbara ooit kon doen. Hulle het geskiet daar, want dit is so uur noord van Los Angeles itself. Hulle het geskiet daar en toe dan iets gebeur, ek kan ook nie onthou nie, was Maracas of iets, maar toe is almal terug Hollywood toe. Maar ja, die aanvanklike rede is die weer. Jy kon skiet daar vir maande en weke aan een en jy sou nie probleme gehad het met die weer nie. So ja, dis baie lekker. Santa Monica is die kusdorp of is die kusdeel van Los Angeles. Dis soort van soos die wat is dit? Seepunt, Camps Bay van Kaapstad. Is dit surferdoederig of is dit meer sophisticated? Dit is Clifton wil ek amper sê. Ja, dit is surfer, maar surfer is meer 'n bietjie noord in Malibu itself. Okay. Dit is so 20 minute noord van daar is meer die Malibu break. Dis waar al die surfers gaan zol rook en dan gaan vang hulle die branders daar. Daar's nie 'n lekker bekende surfbreak of 'n famous surfbreak in Santa Monica nie. Maar nee, dis rustig daar en Sylvia, wat ek mee getroud is werk vir Ernst & Young, die groot die accounting firm. Die accounting firm, wat is die woord? Boekhouersfirma, is dit die woord? Wat is 'n accountant in Afrika? Rekenmeester. Rekenmeestersfirma. Yes, daar is hy. Ja. So ja, lewe is goed daar in Santa Monica, maar ek is nou vasbeslote om meer tyd hierso te spandeer. So waar hierso weet ek nie. Ek was nou net saam met my suster op so roadtrip na Plan B, het ons gery die Weskus, Langebaan en Paternoster en ek dit ontplof ook daar, nee. Ja, dis 'n hele ander wêreld daarop. Want ons wil nou op 'n stadium wil ons waai uit Alberton uit en iets daaronder ergens gaan koop, maar ons ken dit nie goed genoeg nie, want ons is daai hard Transvaalers. Ons weet nie waar om te koop daar, of waar ou daar gaan bly nie. Ja. So, en toe Kobus van 'n berg vir my gesê, ek moet gaan uit Kleinmond gaan uitcheck. Dis hy. Hy hou baie van Kleinmond, en toe het ek 'n bietjie daar gaan kuier, en dit is wonderlik. So, het was lekker, ons was na Hemel en Aarde Vallei, ons was Greyton toe, al die klein dorpies, so daar's baie mooi plekke, en ek en my suster wil nou volgende jaar, Februarie, waar ons nou George en Sedgefield en Knysna gaan kyk, en so al wat ek kan sê is, ons wil 'n plek koop tussen Langebaan en PE. Op die stadium is dit die goal. Ek weet sê, ek is bevooroordeel. Ons het nou, ek een van my fringe benefits met nou my vrou Christa ontmoet. Haar pa het groot geword in Mosselbaai. So hy, back in the day, koop hy sy familiehuis terug in Hartenbos, min wetend dit gaan die boere Bahamas word. Sê
'n Nataller vir my nou die jaardag, die boereba, en daai Hartenbos, George natuurlik, George is jou supercommuters, né? Dis ouens wat ek wil nie verveetlik of ek nou George toerisme salesman is, ja. Maar die ouens los die familie daaronder, en selfs Hartenbos, waar jy hierdie, natuurlijk baie Afrikaans, maar jy het hierdie vakansiedorpie gehad, wat nie meer is nie. Ja. Die families bly daar, die mans vlieg op vir 3 dae, vanaf gaan na supercommuters, want is 2 ure, jy weet, jy vlieg op. So daai wêreld is, en natuurlik, Mosselbaai die tweede beste weer in die wêreld na Hawaii. Ja. Second most moderate weer, jy weet, so. Nou, dis een plek wat ons ook wil gaan sien, maar dis ook 'n contender, is Mosselbaai. Ek ken dit glad nie, ek was nog nooit in my lewe daar nie, so, ek sê jou daar sien, dan kan jy my dop kom. Ja, ek sal graag, jy weet. Ja, maar ek wil sê, ons Transvaalers, die Vrystaaters, ons het mos nou maar in Margate uitgehang, en die Wango en goed, nee, dit was ja, ek kon onthou toe ek klein was, ons was altyd Natal toe gewees, ons in die King Edward Hotel gaan bly, daar op die strand, en vir 4 of 5 dae, en dit was soort van die vakansie gewees, dit was lekker, hy Natal, hy Durban promenade, maar ja, so dit sal lekker wees om, want my suster is ook nou 66, Nadia, en sy is nou afgetree, en sy wil haar onder 'n plek gaan kry, so sy sal kies, en dan sal ek daar wees vir 'n paar maande van die jaar, en ergens werk, of het nou Johannesburg is, of die Kaap, of Vrystaat, of Hopefield, of waar ook al skiet. Dis die goal is vir my om in Suid-Afrika te wees vir at least 6 maande 'n jaar, verkieslik in die somer, en te werk hierso aan echt Suid-Afrikaanse films, en dan is het Junie, as het bietjie koud raak, dan vlieg ou Spanje toe, of terug Santa Monica toe, of enige plek in die noordelike halfrond. Waar dit warm is. Ja. Hoor jy, ek wil vinnig, ek wil in die pylvak, ek wil bietjie by jou hoor, ja, jou sussie is close, nee, dis vir my baie interessant, ek wil sê, obviously, het klink so, nee, is dit al die jare so gewees? Al die jare is ons close, sy is, soos ek sê, 5-6 jaar ouer as ek, en is jy nog steeds kleinboet? Ek is definitief kleinboet, ja, nee, sy klap my rond, en sê my reguit as ek droog maak, en ja, ons was nog net altyd close gewees, ek onthou toe ek jonk was, as ek nou sê, kom ons sê ek is 13, 14 gewees, dan onthou ek, het sy, my pa en ma gesê, sy gaan nou saam met haar vriendinne, en hulle boyfriends, en allemaal, hulle gaan nou Heilbron toe, en hulle gaan 'n show kyk of iets, en dan gaan hulle miskien daarna dans by 'n klub, en kan Arnold saamkom, en dan, ja, dit is helemaal fijn, en ek onthou, ek was jonk, en dan gaan ek saam met haar chommies is allemaal 20, 21, en ek's 13, 14, en dan sien ek hierdie amazing shows, of musiek, of wie ook al die kom toer het, en dan gaan ons na 'n klub toe, en weet ek, tussen hulle tafel in die bar hardloop, om vir allemaal drankies te kry, en dan dans ek saam met hulle, en het was great geweest. Kijk, dit is natuurlijk klein Europa geweest. Ja. Heilbron, dit was een fantastische. Ja, ons gaan 11:30, en ry ons eers uit Alberton, en dan gaan jy Café de Paris toe, en jy gaan drink cappuccino, en eet kaaskoek, en speel backgammon, en dan 2 uur Sondagoggend, en dan gaan jy La Poupée, of Bella Napoli, of al die clubs toe, en dan gaan dans jy tot 6-7 uur Sondagoggend, jy stap uit, en is daglig, dan gaan jy Fontana toe, en dan gaan eet jy hoender op die sypaadjie, en dan gaan ons Vaaldam toe, en gaan ski agter 'n boot vir 5 of 6 ure, en dan gaan paas almal uit, en dit het ek al begin doen op 13, so, maar dis te danke aan my suster, en nie wille goed of lelike goed nie, ek het nooit begin drink of daai tipe van ding, ek was eintlik nooit 'n drank of dagga oud tot ek in my 30's was nie, so ek was 'n laat lammetjie. Maar dis Hollywood se skuld. Dis Hollywood se skuld, ja. Jy was onskuldig, dit Hollywood jou weet gekry. Onskuldige Afrikaner, tot ek my vastgeloop het daar in Hollywood, ja. Nee, maar nou, daar juist nou dagga rook, en ek natuurlijk vandag is dit nie eers meer, weer die CBD en what have you. Wat is jou fiksheidsregime? Ek het nou juist, en ek moet jou complimenteer, weer daar op Ludik en so, en jy is fit. Jy gaan stap nou die honde en so aan, maar
Wat eet jy? Wat oefen jy? Of het jy net goeie gene? Ek sou sê ek het goeie gene en ek rook goeie dagga. Nee, ek joke. Nee, ek's lucky. Wat is die handelsmerk? Jy het gewoon nota. Ja, nee, ek's lucky. Weet ek's lank, ek is 6 voet, ek's 1.8, wat is dit, 1.84 meter lank, so ek's lank en marerig, wat al klaar soort van 'n genetiese gift is, want dit lyk goed op skerm. En toe ek natuurlik jonger was, goed soos die mammy en daai tipe van ding, as ou weet jy moet jou hemp uittrek, dan sal ek gym toe gaan, maar ek fucking haat die gym. Ek like glad nie om gym toe te gaan nie. Is nie my ding nie. Die hele gym ding vandat ek jonk is voel so half so artifisieel vir my. Ek weet nie, ek like dit net glad nie. Ek sal eerder gaan gras sny of iets sonder 'n hemp om bruin te word, of fiks te word of iets. So nee, ek loop, ek like om te loop, ek hou daarvan om te loop en alles in moderasie. En ook afhangende van die rol wat jy speel, as jy nou weet jy moet bietjie gewig verloor of optel of so, en dan sal ek, of dan in die ou dae, dan sou ek aan weights geraak het of so, maar nou die lekker ding van 61 is, of word, is dat die kans dat ek my hemp uit moet trek op film is 0. so dit maak nou nie meer saak. Daai vanity is nou nie meer daar nie, of is nou nie meer so belangrik nie. Maar het hang maar af van die rol, jy weet, het hang maar af van die rol. Maar ek hou daarvan, ek hou verskriklik daarvan om te gaan stap. Ek sal na ontbyt in die oggende, as ek nie werk nie, sal ek gaan loop vir 1 uur en 'n half of 2 ure, en dan vat ek die res van die dag af en lê in die bed en lees boek. Braai jy daar so? Hoe lyk die pelle daar so? Is daar Suid-Afrikaners? Weet jy nie, daar's bloody baie Suid-Afrikaners, veral suid van Los Angeles en San Diego. Is La Jolla is 'n voorstad van San Diego, en dit is, as jy loop in die straat daar, dan hoor jy Suid-Afrikaanse pragtig. Ja, maar jy weet, snaaks genoeg, in al die jare wat ek nou daar is, ek was by 'n paar braais gewees, veral in die vroeë jare, maar een ding wat ek gevind het, as jy gaan braai daar by Suid-Afrikaners, en die rede hoekom ek seker opgehou gaan het, is dat almal die heeltyd gestaan het om die braai en gecomplain het oor Suid-Afrika. En dit het my net gatvol gemaak op 'n stadium. It's like, jy sien ouens, okay, ek wil nou nie hier kom en hoor hoe sleg dinge is in Suid-Afrika nie. I don't want to hear it. I'm just not interested. Ek wil dit nie hoor nie. Kom ons praat oor iets anders. So, of hulle staan rond en praat oor die feit hoe verskriklik hulle dit mis. Dis which is even worse. Ek wil sê, almal staan en huil om die bloody feed. Dis of so erg daar, en is so bly om weg te wees, of hulle mis het so, hulle kan nie wag om volgende maand terug te gaan. So, come on. So, Nee, ek het 'n paar goeie Amerikaanse pals daar, en ek ry veral baie motorfiets daar, juist weer eens oor die weer so amazing is, jy kan lekker gaan ry daar, en die weer is nie 'n ding nie. Maar snaaks genoeg, nee, daar's baie min Suid-Afrikaanse braai geleenthede, at least vir my. Ek het nooit daai groep ontmoet nie. En ook natuurlik, as mens iemand ontmoet daar, soos wat ek my vrou daar ontmoet het, wat gebore is daar, dan trou jy onmiddellik in daai vriendekring in van jou vrou. Daar's aunties en oumas en tannies en ooms en almal wat verjaarsdae het en troues. Dus jy default Amerikaans. Jy default in daai ding in, en jy gaan nou Saterdag soontoe. It's just happening. You have no choice. You're just doing this. En so ek het maar baie min Suid-Afrikaanse vriende daar, maar elke naweek bel terug Suid-Afrika toe en bel my suster eenmal 'n week en kry die rapport van wat hier aangaan nie. Ja. En hierso? Kan jy hierso, het jy ou buddies? Yes, nee, ek het ou buddies hier, selfs nog ou skoolvriende van my, wat ek so nou en dan spesiaal. Ja, dis great, dis so lekker. En eventually, as ons nou op 'n plek besluit het, tussen Langebaan en PE, dan sal ons nou daar begin mense host en vakansie hou en iets daar bou, jy weet, 'n soort van
waar mense at least weet waar ek is vir hierdie paar maande van die jaar, dan kan hulle kom kuier. Yes, ja. Hierdie stadium het ek net teruggekom vir werk, en dit kan enige tyd van die jaar wees, so dan gewoonlik bel ek mense en sê, ek sien so in die dorp, en kan ek julle sien, en daai tipe van ding, maar soos ek sê, as mens nou eers 'n hartsplek gaan kry, ergens daar, dan sal ek 'n lewe daar bou, en dan weet mense waar ek is, en dan kan hulle kom kuier, en ons kan braai. Yes. Wel, is musiek, dink ek, vir ouens se ore. Is heerlik dat jy gekies het en die behoefte het om terug te wees. Jy weet, en ek dink wat my regtig beïndruk, ek sê altyd vir ons, ek is onbeskaamdlik Afrikaans anti-niks nie. En jy moet my nie probeer laat skuldig voel omdat ek sê ek is onbeskaamdlik Afrikaans nie. Maar jy strike my ook as daai ou. Ja, nee, onbeskaamdlik Afrikaans anti-niks nie. Ja, absolutely. No, I'm happy to wear that t-shirt, ja. Dalk is 'n t-shirt laat maak, nee, William. Ja, in fact, julle moet dit maak en julle moet dit merchandise. Maar dis die een ding wat die Amerikaners my geleer het, jy moet jy sit op 'n koppie, 'n t-shirt, 'n hoed, 'n pen. Jy moet hom verkoop, ja. In fact, ek het iemand ergens gesien met 'n trots Afrikaanse t-shirt, tog myself, ek seker dit begin ergens om 'n braai, en toe sê iemand, kom ons sit dit op 'n t-shirt, en daai ou is nou afgetree ergens. Ons het 'n interessante handelsmerk, ek sê nou tyd vertel van een van hulle in die landbou wat met die hond te maak het, maar nie te min. Ja. Arnold, verskrik dankie. Het was heerlik om met jou te gesels. Alle sterkte. Ek wil sê ja, gaan kyk nou maar daarvan. Onthou net daai Weskus lot is klomp WP ondersteuners wat en hulle eet nie mieliepap, my pa het dit vir my. Ja. Ou staan die Weskaap, eet nie mieliepap nie. Wat bedoel pa eet nie mielie? Hulle moere. Ja. Jy weet, so ek wil sê, jy weet, kom hy kant toe, kom weer George se kant toe, maar is musiek vir my ore, vir ons ore, dat ons jou 'n bietjie meer gaan sien hier so in die land, en alle sterkte, ek glo dit sal goed gaan. Cool man, baie dankie, en dankie vir al die ondersteuning vir die mense daar buite wat hierdie weird movies kyk wat ek maak deur die jare, en as julle my sien in die mall en julle kom sê my wat julle daarvan dink, baie dankie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.